Goeiedag. Is dit nie 'n wonderlike gedagte om te weet dat Vader sê vir ons in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg. Ons het elke dag behoefte aan genade en krag om ons in moeilike omstandighede staande te hou, om teen ons sondige neigings te stry, om ons in tye van versoeking te versterk en om ons aan te spoor om heiligmaking na te jaag. En die Here Jesus het ons voluit van genade wat ons nodig het. Sy genade is vir ons genoeg. Sonder sy genade is ons geestelik koud en dood. Hy maak ons ywerig en lewendig. Hy vergeef die skuldiges, vertroos die bedroefdes, versterk die swakkes, bring die wat afgedwaal het terug. Die God van alle genade wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid. Hy volmaak, bevestig, versterk en grondves ons. Dink daaraan, uit genade het ons salig geword en nie uit verdienste nie. En aangesien die mens uit genade alleen salig word, kan die grootste sonde wat tot die Here vlug, salig word. Is dit nie wonderlike nuus om te kan weet, wat ook al jy gedoen het, kom net na die Here, bely jou sondes en ontvang vergifnis en genade. Daar is dus geen grond om te twyfel of te vrees nie. Die sonde wat bely word, is vergewe en vind ons vrede by God. Christus het deur sy versoening vir ons die wêreld oorwin, en as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Niks sal ons ooit skei van die liefde van God nie. Sy genade is vir ons genoeg. Sonder sy genade het ons niks nie, en is ons niks nie. Sy genade is vir ons genoeg, omdat sy krag in swakheid volbring word. Daarom sê Paulus in 2 Korintiërs 12 vers 9, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Verder sê Paulus in Romeine 8 vers 8, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En in vers 37 tot 39 sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede, of magte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte, of enige ander skepsel, ons sal kan skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. En hy sê vir ons in 2 Timoteus 2 vers 3, lei dan verdrukking soos 'n goeie kruisman van Jesus Christus. O Hemelse Vader, wat 'n wonderlike gedagte, dat niks ons van u liefde kan skei nie. Dankie Vader dat u ons sonde vergewe, wanneer ons dit bely, al was dit ons sonde soos skarlaken. U was ons so wit soos sneeu, wanneer ons tot bekering kom en ons om vergifnis vra. Dankie Here vir u genade. Seën elkeen wat hier luister, o Vader. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.